Môre julle. So ek het 'n uitdaging vir oggend. Verskeie mense het nou al vir my gesê, Waldie, is dit 'n jaarvergadering, Waldie, is dit 'n jaarvergadering. Mense van die kinderbediening, mense, almal het gesê, Waldie, jy moet nou net kort preek vandag. Jy moet nou nie lank praat nie. Nou julle, dit is nou nogal 'n ingewikkelde storie. Om nie lank te praat nie, maar ek gaan my beste poging gee. Om nie lank te praat nie, maar ek hoop om sin te praat. So laas toe ek die voorreg gehad het om 'n boodskap te bring, het ek gesê, ons gaan die reeks van onderste bo op ys sit. Dit is vandag lekker om te kan sê, ons haal hom nou uit die ys uit. So, hy's vars, hy drup, die watertjies loop nog lekker by hom af. So ons gaan aan vir oggend met die reeks van onderste bo. Indien jy lanklaas hier was, indien jy 'n besoeker is, indien jy glad nie weet waar dit gaan nie. Ons is al vir baie lank besig met hierdie reeks wat handel oor die bergpredikasie wat ons vind in Matteus 5 tot 7. En omdat ek nou net gesê het, ons op 'n schedule is, gaan ek nou regtig nie vir julle die hele recap gee nie, maar dit kom neer oor die leer van die koninkryk en hoe lyk die koninkryk in ons lewens as ons volgelinge van Jesus is. En as ons begin kyk wat Jesus sê oor die koninkryk en hoe lyk volgelinge van Jesus, dan kom ons agter, dit is heeltemal onderste bo in terme van hoe die wêreld lyk en dinge sien. Dit is eintlik 'n heeltemal 'n onderste bo wêreld waarin ons as kinders van die Here leef, want ons tree nie op soos die wêreld nie, en ons lyk nie soos die wêreld nie. En vandag gaan ons aan, en ek gaan sommer net inspring, as dit okay is met julle, want ons hanteer vandag Matteus 7 vers 1 tot 6, so ons maak vordering, ons is al by die 7de hoofstuk, of die 3de hoofstuk, hoofstuk 7, so ons is op papier nou al 'n derde, maar is eintlik 'n bietjie meer as 'n derde, 2/3 bedoel ek, van die pad is ons nou al deur, so ons gaan stadig maar seker dit klaarmaak. Ek is iemand met deursettingsvermoë, so tensy die Here dit anders wys, sal hy by tye dalk op ys sit, maar ons gaan hierdie reeks ergens klaarmaak as die Here wil. So ek is opgewonde oor vanoggend, wat as julle sien waar gaan Matteus 7 vers 1 tot 6, dan besef ek die Here bewerkstellig alweer hier dinge wat bo ons vuurmaakplek is. Laasweek toe staan ons net hier so ek en Marius, en dit is net hier waar Wallis met ons gepraat het en daar iemand anders kom en sê hy's verkies tot die of waarnemend in die Hooggeregshof, en ons het hier, ons moet vir jou bid, ons moet sommer vir jou hierdie Sondag bid. En dit wat ons vandag oor praat, is, soos Tannie Jones sal sê, nie toevallig nie. So kom ons lees dit saam en dan sal ek dit verder vat, want ek wil net inspring, dat ons in die gang kan kom, anders gaan ek nou nog lank praat, maar hoor gou hierdie. Moenie oordeel nie. Ons het net vir 'n regter gebid. Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarom julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarom julle meet, sal julle afgemeet word. Waarom sien jy die splinter in jou broer se oog raak, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, laat my toe om 'n splinter uit jou oog te haal, maar wat van die balk in jou eie oog? Skyn heilige, haal eers die balk uit jou eie oog, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog te haal. Moenie wat heilig is vir honde gee nie, en moenie julle parels voor die varke gooi nie, sodat hulle dit nie met hulle pote vertrap, en die honde nie omspring en julle verskeer nie. Sjoe. Ek dink mens begin net met sjoe. En ek besef, hierso is 'n geweldige klomp goed in hierdie stuk, en ek gaan nie naaste my vandag alles hanteer wat in hierdie stuk vasgevang is nie, want daar's net nie tyd nie, en dit is ook nie wat die Here op my hart gelê het nie. Maar dit is interessant, as mens kyk na hoofstuk 7, vir dit wat nou nog voor lê, dan sien ons daar's ons klomp goed wat gereeld aangehaal word, wat nie eers net is van kinders van die Here nie. Daar's klomp goed wat die wêreld al het hulle nog nooit die Bybel gelees nie. As jy vir hulle hierdie sê, sou hulle dit al gehoor het. En in hierdie stuk is daar sommer 3 dinge. Dit begin met moenie judge nie. Hoeveel keer het jy al daai woorde gehoor van iemand, selfs kinders wat nie eers kinders van die Here is nie, wat vir sê, ja, maar jy mag nie judge nie. Jy mag nie judge nie. En dit kom van 'n vers, en dit kom van hierdie vers wat gereeld buite konteks aangehaal word. Moenie judge nie. Dan sien ons die tweede ding wat sê, haal die balk uit jou eie oog. Mense like dit om daai ene ook aan te haal. En dan die derde een is, moenie jou parels vir die varke gooi nie. So net in hierdie stuk is daar 'n geweldige stuk, eintlik goed wat net aangehaal word, wat eintlik uit die woord uit kom, wat 3/4 van die mense wat dit quote nie eens besef, dit kom uit die woord uit nie. Maar partykeer quote ons hierdie, en ons quote dit binne ons konteks, wat ons wil hê dit vir ons moet beteken, en dit raak ook bietjie gevaarlik. So,
Ek gaan nou nie vandag oor alles kan praat nie, maar ek wil net begin gou by vers 1 en ek het eintlik net 3 punte wat ek net so wat die Here op my hart gelê het wat ek wil deurpraat. Maar voor ons by die 3 punte kom, wil ek net gou vers 1 en 2 net vir julle lees, want hierso sien ons die hart van wat gebeur en dan die illustrasies wat eintlik verduidelik en verder uitpak. So in vers 1 en 2 skryf sê Jesus, hy sê moenie oordeel nie sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word en met die maat waarmee julle meet, sal julle afgemeet word. Nou as mens daai eerste vers moenie oordeel nie, net in isolasie na kyk en jy lees net daai vers, dan lyk dit asof Jesus sê daar is geen omstandigheid vir my en vir jou om ooit oordeel te lewer nie. En dit is baie keer die konteks waarmee mense wat nie die Here ken nie, hierdie aanhaal om te sê jy mag nie judge, jy mag nie judge, jy mag nie judge nie. En daar's waarheid daarin, maar daar's net halwe waarheid daarin om te sê jy mag nie judge nie. As ons gaan kyk binne die konteks en dis in die Grieks gaan doen wat bo my 4 maak plek is, maar die slim mense sê binne die konteks van hierdie waar ons staan, moenie judge nie, is dit nie 'n blanket statement dat daar nooit 'n situasie is waarin jy mag oordeel nie. Daar word eerder gesê do not judge harshly, met ander woorde moenie harshly ander mense oordeel nie. Daar word verder gesê, en ek gaan nou net daarby kom, maar daar word verder gesê, en as jy die konteks begin lees, letterlik net die paar versies verder, waar Jesus die illustrasie gee, dan kom jy agter, dit is nie 'n blanket statement nie. As jy lees tot by vers 15, dan sê Jesus, wees versigtig, pas op vir valse leraars of valse profete. Met ander woorde, om te kan versigtig wees vir iemand wat 'n valse profeet of valse lering gee, moet daar 'n mate wees waarmee jy meet of dit wat die ou sê waar is of nie. Met ander woorde, daar's 'n mate van oordeel wat moet plaasvind. Maar wat Jesus besig is om te sê in die hart van hierdie, en ons kan dit eintlik hier opsom, is dat oordeel moet kom vanuit discernment. En discernment is nie iets wat ek uit my eie kan opbring nie, want discernment is iets wat die Heilige Gees in my en in jou bewerkstellig. So wanneer daar oordeel kom, moet dit kom vanuit discernment wat die Heilige Gees vir my en vir jou gee. En dit kan nie gebeur op 'n manier wat harsh of afbreekend of vernederend is nie. Is julle met my? Ons kan baie lank hieroor praat en veral daai tweede gedeelte wil ek nou regtig nie vandag op ingaan nie. As mens kyk na die gedeelte wat sê, met die maat waarmee jy meet, sal jy self ook afgemeet word. En daar's 'n klomp mense met klomp teorieë, maar as mens nou kyk na hierdie, dan is die een manier om daarna te kyk om te sê, so as ek oordeel, gaan ek veroordeel word, en as ek meet met hierdie, dan gaan ek ook gemeet word met dieselfde waarmee ek gemeet word, en dit is presies wat dit sê, maar party mense sien daar in die konteks van jou ewige oordeel. Maar as ons dit binne daai konteks sien, dan verval ons skielik in 'n lering waar ons sê, dit is my werke wat my eendag kan red of nie. Want as ek gejudge word op my werke waarmee ek 'n maatstaf het met my maatstaf, dan hang dit van my af hoe ek geoordeel word. En daarmee kan ons nie saamstem nie, want die woord sê ons word gered deur geloof op grond van genade. Nie deur werke nie. So van die slim mense sê, as ons kyk na die maatstaf, dan is daar een van 2 goed hoe jy kan interpreteer, en heel waarskynlik is albei relevant. Die eerste ene is, as jy in hierdie wêreld staan, en mense oordeel, gaan hulle jou met dieselfde maatstaf waarmee jy hulle oordeel, heel waarskynlik vir jou terug oordeel. En ons sien dit. If you judged harshly, you will probably be judged harshly as well. En dan is daar verder ene van die mense wat slim is wat sê, en ek wil nie vandag hele gesprek daarin nie, maar dit is net interessant om dit te hoor, van mense wat sê, die oordeel wat hiervan gepraat word, en die judgment, of die maatstaf wat hiervan gepraat word, is nie die maatstaf van ewige oordeel nie, maar dit is die maatstaf van Jesus gaan eendag oordeel, op grond van, het jy hom aangeneem en glo in hom, en is jy my kind. Dit is die eerste oordeel. Dit beïnvloed waar jy jou ewigheid gaan spandeer. Maar die kinders van die Here het 'n verdere judgment wat voorlê, as ons lees in Openbaring en verskeie ander plekke, is daar oordeel van waar die Here sê, jy sal rewards kry op grond van jou lewe, op grond van dit wat jy gedoen het. En van die mense sê, die maatstaf waarmee jy hier op aarde meet, is die maatstaf waarmee die Here jou sal meet, as daar eendag oordeel kom oor rewards. Dis 'n interessante manier van dink. Ek gaan dit nie daar sit, en ons gaan nie verder vandag daar praat, en ek besef, dis 'n bom om te los, maar ek gaan hom vandag net los. Is dit okay met julle? Want ons wil aangaan. Jesus is besig om te sê, ons moet gesonde oordeel hê. En dit is duidelik sigbaar as ons verder kyk. En as ons kyk na die manier hoe die Fariseërs hierdie ding doen, dan sien ons daar so 'n selfregverdigende oordeel. Jesus sê vir my en vir jou,
Do not judge, do not be judging with self-righteous judgment en met skynheiligheid. Dit is 'n geweldige opdrag. So die vraag is wat is selfregverdigende oordeel? Dis nogal 'n groot woord en een van daai is dat ek ook eers moes gaan Google. Om uit te vind wat is die Afrikaans van self-righteous judgment is 'n mooi Engelse woord. So selfregverdigende oordeel. Dis die eenvoudigste vorm is 'n meerwaardigheidskompleks waar ek dink ek is beter as iemand anders en myself in 'n posisie plaas om hulle te kan oordeel. Nou ons kan dit opsom in eintlik een woord of een hangvangende hoe jy hom spel. Fariseer mindset. Jesus waarsku ons teen die mindset van fariseërs. Hierdie is presies wat die fariseërs gedoen het. Daar was wette, toe dink hulle, kom ons create nuwe wette om te help om daai wette te onderhou, maar kom ons create 'n hele spul van die wette, en wat ons dan gaan doen is, ons gaan sit op ons stoeltjie, en ander mense oordeel, of hulle die wette wat ons nou net create het, of nie, met ander woorde, dat hulle eie maatstaf create. Nou vra vir Wallis, hy kan nie gaan sit en oordeel op 'n regtersbank, op grond van hoe hy die oggend opstaan en voel nie. Dit is nie hoe dit werk nie. 'n regter het 'n maatstaf waarmee hy moet meet. Daar's ons riglyne en daar's ons maatstaf. En wat die fariseërs gedoen het, hulle eie maatstaf en hulle eie riglyne create. Waarop grond hulle die Jode begin judge het, hulle gesê jy kry nie dit reg nie, jy kry dit reg nie, en hulle het hulle self die autoriteit gegee om dit te kan doen, terwyl hulle net judgment uitdeel. En soos wat ons gereeld sien hoe Jesus die fariseërs aanspreek, is dit skynheilig, want hulle self sit met al die gemors en doen nie goed. So eintlik is die judgment net 'n toesmeer van dit wat hulle verkeerd doen, sodat hulle kan beter voel hulle self deur ander mense af te breek en te wys wat hulle verkeerd doen. Dit kom nie neer op moenie judge nie, dit kom neer op do not be self-righteous. Moenie skynheilig wees in jou oordeel nie. Terwyl ek so hierdie stuk deurlees, was daar een vraag wat by my opgekom het. En dit is weer eens nie toevallig dat letterlik die stuk net voor dit, 2 verse voor hierdie. In hoofstuk 6 vers 33 staan daar, en dit was die laaste keer wat ek oor hierdie gepreek het. Seek first the kingdom of God and his righteousness. Soek die Here. Kyk na die Here. En die vraag waarmee die Here my kom, ek wil sê, belas het, maar dit is 'n goeie belas, is die Here vir my kom vra, en dit kom aan by hierdie hele stuk wat ons nou lees, is kyk jy op na Jesus, of kyk jy neer op mense? Daar is 'n geweldige verskil in gesindheid, deur op te kyk na Jesus, en jouself op 'n posisie te plaas, waar jy neerkyk op mense. In die konteks van judgment is my vraag, as jy opkyk na Jesus, sal jy baie anders begin kyk na die mense om jou. So, ons moet nie selfregverdig in 'n oordeel lewer nie. My eenvoudige vraag is, ja, maar okay, hoe doen ons dit? En as ons die res van hierdie lees gee, Jesus illustrasies, waarin ek nou my 3 puntjies het. So, daar is 3 dingetjies wat so eenvoudig is, maar dalk nie maklik om te doen nie. So, kom ons lees weer en dan vat ons hulle. Vers 3, ons nou klaar vers 1 en 2, vers 3. Waarom sien jy die splinter in jou broer se oog raak, maar nie die balk in jou eie oog, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, laat my toe om die splinter uit jou oog te haal, maar wat van die balk in jou eie oog? Skynheilige, haal eers die balk uit jou eie oog, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog te haal. So die eerste punt, om ons te weerhou daarvan om in self-righteous oordeel te lewe, is eintlik dood eenvoudig. Nederige introspeksie. Haal eers die balk uit jou eie oog. Nou ek wil vir die introverte onder julle sê, introspeksie is nie die ding waaraan ons gereeld verval,
deur ergens alleen te sit en in jou gedagtes verlore te raak en jouself so af te breek dat jy later nie meer weet of jy bo of onder is nie. Dis nie nederige introspeksie nie. Dit is condemnation van die vyand. Nederige introspeksie is 'n wandel saam met die Heilige Gees, sodat die Heilige Gees jou hart en die kondisie van jou hart vir jou kan openbaar. Vergeet van die wêreld, vergeet van die mense om jou vir 'n oomblik en laat toe dat die Heilige Gees die kondisie van jou hart aan jou kan openbaar. Dat die Heilige Gees aan jou kan openbaar wat is die balk in jou eie oog. Vergeet van die mense om jou en al die splintertjies in hulle oog. Die eerste journey is om saam met die Heilige Gees te kan sit, om te vertrou om vir my te wys wat is die balk in my oog. Nederige introspeksie. Dawid praat daarvan as hy die Psalm skryf, 139, bekende Psalm, vers 23 en 24. Hy sê, deursoek my, o God, ken my hart, toets my en ken my onrustige gemoed. Search me, o God, search my heart, o God. Kyk of daar enige sondige neiging by my is, nie by die res van die mense nie, sorteer my uit, Here. En dan hierdie kosbare lei my op die ewige pad, wat net die Heilige Gees kan doen. Die eerste manier om ons te weerhou om uit te kom by daai plek van self-righteous judgment, om ons in 'n posisie self te probeer sit om te oordeel, is om eers net te vergeet van oordeel in die mense, om vir die Here te vra, search me, o God. En so gereeld het ek al deur die wandel van hierdie reeks gesê, van die onderste bo reeks, is Jesus besig om te sê, hoorie, daar's klomp dinge wat ons kan sê, maar vir my gaan dit oor wat is die kondisie van jou hart. En hierdie is nie verskillend nie, want weer gaan dit oor wat is die kondisie van jou hart. Wat is die kondisie van jou hart, hoekom jy die splinter in iemand anders se oog wil uithaal? Jesus wil eers my en jou hart uitsorteer. Die kondisie van ons harte uitsorteer. Lei my op die ewige pad, op die ewige pad. Paulus skryf in Romeine 14 vers 12, 10 tot 12, ons gaan dan in vers 13 lees. Gaan 'n bietjie rondspring in 2 stukkies, want hy pas by die volgende stuk in. Perfek. Paulus skryf, hy sê, jy dan, waarom veroordeel jy jou medegelowige? En jy weer, waarom sien jy neer op jou medegelowige? Daai posisie van jouself verhoog en neerkyk. Waar kyk jy? Kyk jy op na Jesus of neer op mense? Ons moet tog almal eendag voor God se regbank verskyn. Die skrif sê, maar so seker is wat ek lewe, verklaar die Here, elke knie sal voor my buig en elke tong sal bely dat ek God is. Soos ek 'n paar weke terug gesê het, my ene vriend het altyd gesê, jou knietjie gaan buig. Elkeen van ons se knietjie gaan buig. Maar jou knietjie gaan buig vir die Here en jy gaan verantwoording doen vir jou. Vers 12, elkeen van ons sal dus oor ons eie doen en late voor God verantwoording moet doen. Ek gaan verantwoording doen vir myself en jy vir jouself. En daarom is dit so belangrik om op 'n punt te kom van nederige introspeksie, waar ek die Here kan toelaat om saam met my te journey en te wandel, om vir my tekortkominge te wys, lank voordat ek op 'n punt kom om dit in ander mense uit te wys. Ons lees nou vers 13, Galasiërs 6 vers 3 tot 5, ons gaan nou vers 1 en 2 lees, dit klink nou asof ek baie te mekaar is, maar ek is glad nie. So, ons gaan nou Romeine 14 vers 13 lees, en ons gaan nou Galasiërs 6 vers 1 en 2 lees, maar vers 3 sê, julle weet dat mense wat baie van hulle self dink, terwyl hulle niks is nie, hulle self bedrieg. So as jy vol pride is jy eintlik net besig om jouself te bedrieg. Weereens in nederigheid en dit word, hoor hierso. Daarom moet julle almal eerder julle eie gedrag toets. Moenie rondloop en ander mense se gedrag toets nie, loop rond en toets eerder jou eie gedrag. Dan kan julle op julleself trots wees sonder om julle met iemand anders te vergelyk. Daai is weer eens die probleem wat ons samelewing het. Ons wil die hele tyd net vergelyk. As ek beter as jy beter as ek. As jy beter is as ek, dan wil ek jou eerder afbreek dat ek net kan beter lyk as jy, al is jy eintlik beter as ek, dat ek net kan cooler lyk. En dit is die samelewing waarin ons sit, is dat mense net die hele tyd mekaar wil afbreek, sodat jy kan beter voel oor jouself. En wat vir my skerry is, ons dink, ja, dis net die wêreld, maar dit gebeur in die kerk, dwars deur die kerk. As jy op 'n plek wil afkom wat vir my so skerry is, dan moet jy net in die comment section van Christelike goedjies gaan kyk. Hoe Christene mekaar uithaal.
Hoe Christene mekaar judge. Hoe Christene mekaar verwoes en vernietig en destrooi. En mens dink, dit is lekker net online, maar dit gebeur in ons midde, dit gebeur in kerke, waar medegelowiges mekaar so uithaal en afbreek. En dit terwyl die wêreld toe kyk. Ons dink, ja, die fariseërs, 2000 jaar terug se probleem. Dit is vandag se probleem. Toets jou eie gedrag. En dan vers 5, ons weet tog, almal sal oor hulle self verantwoording moet doen. Ek gaan nie eens weer op praat nie, ons het dit nou al genoem. So dit bring ons by die tweede punt, kom ons lees vers 5, sien ons swiftly moving along. Skyn heilige, ons is terug by Matteus 7, bly by. Skyn heilige, haal eers die balk uit jou eie oog, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog te haal. So die eerste punt is, haal eers die balk uit jou eie oog, nederige introspeksie. En dit bring ons eers dan by die tweede punt wat sê, dan stel dit jou in staat, omdat jy nie meer sit met iets wat 'n geweldige gemors in jou lewe bring, wat jou so verblind, dat jy in elk geval nie ordentlik kan sien nie. As hierdie ding uitgesorteer is, sal jy baie helder en duideliker iemand anders kan help. Maar hierdie is nie 'n help, soos wat die fariseërs doen van afbreek en verwoes en vernietig nie. Dit is 'n help met die doel om te werk na restaurasie. Die doel van om die splinter uit iemand se oog te haal is nie om te gaan met 'n tang en 'n blou torch en die splinter te verwoes nie, want dan verwoes jy die mens. Tog is dit so gereeld hoe ons dink die regte manier is om 'n splinter uit iemand se oog te haal, is om met 'n tang en 'n blou torch in te gaan. Die oog is 'n geweldige sensitiewe orgaan. En dit is baie interessant, want net vroeër in die Sermon on the Mount praat Jesus van, en hy sê die oog is dit wat lig gee tot die liggaam. En hoe donker is dit as daar nie lig is nie. Weereens so die tema van die oog, wat die ding is wat moet lig gee, en wat ons so gereeld doen is, ons dink die regte en die beste manier om 'n splinter uit iemand se oog uit te haal is om 'n tang te vat. In die proses verwoes ons die persoon. As ons kyk na die hele skrif, en ons kan baie skrifte aanhaal, John het dan nou 'n skrif aangehaal, ek dink ek sal hom aan die einde lees, want toe jy hom aanhaal, toe besef ek, my jene, hy is nêrens eers in my preek nie, maar dit is absoluut wat die Here vir ons sê, maar ek kom nou daarby. Die doel van om die splinter uit te haal is om frustrasie en irritasie te verlig in iemand anders, nie om verdere skade aan te rig nie. Dit is dat die oog weer kan werk soos dit is veronderstel is om te werk, sodat hy kan sien, sodat daar kan lig inkom en die lig in die liggaam kan inkom. So wanneer daar dus gesonde oordeel en discernment gegee word, is dit om te werk na restaurasie. Hoor julle wat ek sê? Daar is verskriklik baie wat ons kan sê. Hier kom ons nou by Galasiërs 6 vers 1 en 2. Hoor net gou hierdie. Broers en susters, wanneer iemand in een of ander sonde verval, moet julle wat deur die Gees gelei word. Hoor net gou hierdie. So, daar's iemand wat in sonde verval, met ander woorde daar's 'n splintertjie in hulle oog. Wat is die eerste ding? Moet julle wat deur die Gees gelei word, met ander woorde nie uit my eie vleeslikheid nie uit my eie judgment uit nie uit my eie posisie wat ek vir my gegee het om neer te kyk nie, maar uit 'n posisie waar my hart gerig is om te kyk na Jesus, is die beste manier om hierdie ou se splinter uit sy oog te haal. Wees gelei deur die Gees. Met ander woorde, moet julle wat deur die Gees gelei word, hierdie is wat julle moet doen. Daardie persoon nederig reghelp. Daai nederig reghelp is vir my so cool, want dit is presies die teenoorgestelde van 'n blou torch en 'n tang. Dit is om die regte tools te hê, om daai oog te kan beskerm, terwyl jy die splinter uithaal. Is julle met my? Julle kyk my weer vreeslik snaaks aan volgende. Wees baie versigtig dat jy nie ook versoek word nie. Ek gaan nie eers vandag daar preek nie, maar baie gereeld wanneer ons ander mense probeer reghelp, verval ons self in versoeking. Wees versigtig. Nommer 2, ofwel vers 2. Help ander gelowiges wat swaar kry en gee so uitvoering aan Christus se liefdeswet. Deur ander te help, is dit deel van die liefdeswet. Dit is nie judgment en oordeel om ander mense af te breek nie. Julle, die vyand wil so gereeld hê ons moet mekaar net afbreek in plaas van werk na restaurasie. Dis hoekom ons sit met die probleme in ons samelewing.
Selfs in 'n gesonde regstelsel is die doel van oordeel om restaurasie te bring, nie verwoesting nie. Die eintlike doel is om iemand se gedragspatrone te kan verander, dat die rede dat hy in die tronk beland het, dat daar kan inspraak in sy lewe wees, dat wanneer hy uitgaan, hy nie weer daai selfde patroon gaan volg om weer daar te beland nie. Daai is 'n gesonde patroon. Nou daar is 'n geestelike ding waarby ons nou kom. Want uit jou eie uit gaan jy nie daai gedragspatrone verander kry nie. Maar my punt is, my en jou werk is nie om te staan en oordeel te lewer om mense af te breek nie. Ek hoop dit kom deur, want ek kan dit nou nog 100 keer sê. Nou kom ons by Romeine 14 vers 13. Sien ons springlont, is julle nog met my? Daarom kom ons neem voor om so op te tree, dat ons nie medegelowiges sal laat struikel of dinge vir hulle moeilik maak nie. 'n Blou torch op 'n oog gaan dit moeilik maak. Ek dink nie dit is wat Jesus bedoel nie. Dis heel waarskynlik ook 'n struikelblok. Ons moet onderneem om teenoor mekaar so op te tree, dat ons nie mekaar laat struikel nie, en dat ons dit nie moeilik maak vir mekaar nie. Is julle met my? As julle nou skerp was, julle opgelet het, Jesus het gesê, begin praat oor oordeel, en dan het hy begin by die eerste gedeelte, wat gaan oor haal die balk uit jou eie oog, met ander woorde, dit gaan oor my. Nou kom ons by die tweede gedeelte waar ons net gepraat het, wanneer hierdie balk uit is daar 'n manier hoe ons moet optree teenoor ons medebroers, met ander woorde, nadat die Here in my hart gewerk het, is daar 'n manier hoe ek optree teenoor my broers en my susters, in liefde, in nederigheid, en in sensitiwiteit. En nou kom ons by die volgende stap hier, in vers 6. Moenie wat heilig is vir die honde gee nie, en moenie julle parels vir die varke gooi nie, sodat hulle dit nie met hulle pote vertrap en die honde nie omspring en julle verskeer nie. Okay, so, dit is nogal hektiek, en as jy nou gaan oplees oor hierdie, dan is daar nou 'n geweldige spul mense, wat 'n geweldige spul verskillende interpretasies het. Die eerste kerk het hierdie geïnterpreteer, jy moet nie vir iemand nagmaal gee as hulle nie gedoop is nie, en daar's klomp allerlei dinge wat nou al so deur die jare aangekom het. Maar ek wil vir julle net noem, daar's twee goed wat vir my uitstaan as mense nou begin kyk na die interpretasie van hierdie, want mense kan 'n klomp dinge sê. Maar daar's een beginsel, afhangende, maak jy eintlik saak na wat se interpretasie jy kyk nie, is daar een beginsel wat waar is, deur amper elke van daai interpretasie, en dit is, mense moet onderskei in wysheid. Ons moet wysheid hê in die manier, lag julle nou vir my prentjie. Daar was eers 'n ander prentjie wat Amelia gedink het, my oudste het gedink is vreeslik cute, toe besef ek dit gaan nou nie heeltemal die punt maak nie, want dit was sulke baie oulike varkies, baba varkie wat so 'n parel ryk, toe besef ek, toe sê Annello, dit lyk te cute en te fluffy, so, okay, as julle nou klaar gelag is, kan ons nou tot die punt kom. Daar is ons een fundamentele waarheid wat is, en dit gaan, baie mense stem saam, varke en honde is onrein diere, ons kan 'n lang teaching daaroor hê, die hond is nie die oulike poedel met 'n jassie aan, wat mooi skoon gewas is nie, in die konteks van hierdie en in die konteks van baie van die ander skrifte waar daar gepraat word oor honde, is dit scavengers wat buite rondgeloop het en in die gemors gegrawe het vir kos. Petrus praat van, en ek dink dit is eintlik 'n aanhaling ook van wat in Spreuke staan, sê hy, die hond keer terug na sy eie opgooi, na sy eie braaksel. En dan sê die vark net nadat hy skoon is, spring weer terug in die modder. En dit is eintlik dit so, hierdie is nie fluffy diertjies waarvan hulle praat nie, hierdie is onrein diere, waar meeste mense saamstem op een of ander manier neerkom en verwys na mense wat nie die Here glo nie en nie in die Here wil glo nie. So dit is min of meer, baie mense stem saam oor dit, waar die ding inkom, waar daar verskillende interpretasies is, en ek wil regtig nie in 'n teologiese gesprek betrokke raak nie, dit is nie my hart nie, dit is ook nie my hart vir vanoggend nie, maar is daar twee school of thoughts. Die eerste een is om te sê, dit is die evangelie, met ander woorde, dit wat heilig is die evangelie, en die parels is die evangelie, die treasure wat ons het, en om dit nie net vir varke en vir honde te gooi nie. Nou ek kan daarmee saamgaan, maar mens moet dan net ook in konteks hou van Jesus wat op verskeie plekke sê, gaan dan en maak disippels, met ander woorde, jy moet tog die evangelie uitdra aan mense.
aan mense wat hom nie ken nie. So dan moet mense in gedagte hou, Lukas, ek dink is 10 vers 10, sê Jesus, gaan dan 2-2, gaan uit, maak disippels, kom in die mense se huise, en as jy 'n punt bereik het waar jy agterkom, iemand wil nie die Here aanneem nie, is daar 'n punt wat mens bereik waar jy jou voete afstof en jy verder gaan. So ek kan daarmee saamgaan, maar dit is nie, ek hou nie van hierdie ou nie, hy lyk vir my soos 'n vark of soos 'n hond en ek gaan die gospel met hom deel nie, want dan mis ons die punt. Want die gospel is juis vir mense wat vasgevang is in die natuur van die wêreld. Maar tog moet ons in wysheid optree hoe ons die evangelie bring, en dit is waar die punt eintlik inkom. Want baie keer die manier hoe ons die evangelie bring, doen meer skade as wat dit goed doen. Dit maak op die ou en daai hond so kwaad hy omdraai en jou wil verskeer, omdat ons nie in wysheid gaan met die treasure wat die Here vir ons gegee het nie. Maak dit sin? Daar's 'n ander interpretasie wat vir my baie interessant was, en ek wil dit noem, want ek besef dit is 'n slaggat waarin ons so gereeld trap wanneer ons met die wêreld werk, van mense wat nie die Here ken nie. En dit is die interpretasie dat hierdie parels en hierdie heiligheid is eintlik ons morele standaarde wat ons gekry het op grond van ons heiligmaking wat die Heilige Gees in ons bewerk. So wat dit beteken is, ons is besig, en as mens nou kyk binne die konteks wat nou net gepraat is oor judgment, eers die balk in jou eie oog, judgment, hoe tree ek op teenoor my medegelowige se sonde, dan kom ons by hoe tree ek op teenoor die wêreld, dan trap ons in die slaggat om te dink, ek moet die wêreld meet met die standaarde wat ek myself aanmeet, wat beteken ek is 'n kind van die Here, so nou eindig ek in 'n debat met iemand en ek sê vir hom, seks vir huwelik is verkeerd, en hy sê vir my, nee, dit is nie. Nou eindig ons in 'n debat en ek probeer, en soos hierdie ou kan wins om my punt in te sien. Maar die probleem van hierdie gesprek is nie dat die ou nie my punt verstaan nie, hy is besig om 'n ander game te speel as ek. Ek wil vir julle die prentjie skets. As ons sê kinders, ek het hierdie al gebruik, dink ek, jare terug. Dit is net 'n prentjie, moet nou nie te diep in hierdie inlees nie, en vergewe my. As ons sê kinders van die Here speel rugby, dan het rugby reëls. Wat ons dan so gereeld doen is, ons stap na die wêreld en ons sê vir hom, jy moet 'n 3 gaan druk. En dan staan hy en dan boks hy iemand anders. Dan sê hy vir hom 'n rooi kaart. Jy kan nie iemand boks nie. Dan kyk hy vir jou en hy dink jy's mal. Dan stap hy verder en hy boks nog iemand. Dan sê hy vir hom, rooi kaart, jy kan nie iemand boks nie. En hy kyk vir jou en hy dink jy's mal. Want hy is nie besig om rugby te speel nie, hy is in 'n boksgeveg. En jy is besig om hom te meet met te dink, hoekom druk jy nie 'n 3 nie, maar hy is nie besig om rugby te speel nie, en jy is besig om te sê, jy kan nie seks hê vir die huwelik nie, jy kan nie aborteer nie, dit is verkeerd, jy mag nie rook nie, jy mag nie drink nie, en hy is besig om te, we are not playing the same game. Die eintlike probleem is nie om in gesprekke betrokke te raak, die parels wat die Here vir ons gegee het op grond van 'n nuwe natuur, te gooi na varke en honde wat nie 'n begrip het wat dit is nie. Die eintlike probleem is nie om die wêreld te probeer meet aan ons standaarde nie. Die probleem is om hulle te wys en om hulle te point na die persoon na wie ek besig is om te kyk. En dit is die skrifgedeelte wat Jean aangeraak het. Want die oomblik wanneer ons kyk na Jesus en hom aanneem, het ons 'n nuwe natuur. Jy's nie meer 'n vark nie. Daai hele naweek wat ons gehad het. Die oomblik wat die Here aanneem, is daar natuur van daai vark uit jou uitgeruk. Hy is morsdood aan die kruis geslaan en jy is nou 'n skaap. Jy is nie meer 'n vark nie. Ons doel is nie om in 'n gesprek betrokke te raak met mense wat nie verstaan nie oor ons morele standaarde, kwaad raak vir hulle omdat hulle nie verstaan nie. Die idee is that we can point them to Christ. Die idee is nie om te staan en te judge en te judge en te judge nie. Die idee is om te staan en te sê, ek sal jou lief hê, ek sal jou aanhou lief hê ten spyte van dit wat jy doen, maar ek gaan ook aanhou om vir jou te wys na Jesus, wat die een is wat jou natuur sal verander, sodat jy op die ou end sal ophou in die modder speel. Is julle met my? Tog eindig ons so gereeld in gesprekke waar ons rooi kaarte uitdeel vir mense wat nie besig is om rugby te speel nie. En op die ou end doen ons meer skade en dan draai daai honde om en charge hulle op ons af. Omdat ons nie besig is om 'n wyse onderskeiding op te tree nie. Is julle met my?
Kom ons lees daai skrifgedeelte van Johan voor ek enigiets anders lees. So ek het hom nou nie hierbo nie, 2 Korintiërs 5 vers 16 tot 18. Van nou af beoordeel ons niemand meer volgens 'n menslike maatstaf nie. Wow. Al het ons Christus ook vroeër volgens 'n menslike maatstaf beoordeel, oordeel ons nou heeltemal anders oor hom. Daarom, iemand wat aan Christus verbind is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby. Kyk, die nuwe is hier. Hierdie hele nuwe werklikheid kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van versoening gegee het. Dit is die hele doel. Ons werk na versoening en restaurasie, sodat hierdie mense wat nie die Here ken nie, kan versoen word met die Here. Dit gebeur nie deur rooi kaarte uit te deel nie. Dit gebeur om hulle te wys na Jesus wat hulle natuur kan verander. Is julle met my? Romeine 8 vers 7, want die sondige natuur is altyd vyandig ingestel teenoor God. Dit rebelleer teen God se wet, want dit is in sy aard. Die battle is nie om mense te probeer op anders lewe nie, die battle is sodat hulle natuur kan verander, sodat hulle geaardheid kan verander, op grond van om Jesus te ontmoet. By grace through faith. Spreuke sê op verskillende plekke dieselfde, ekskuus hierdie is in Engels, hy verduidelik dit net beter. Whoever corrects a mocker invites insults, whoever rebukes the wicked incurs abuse. Do not rebuke mockers or they will hate you. Rebuke the wise and they will love you. Spreuke 23 vers 9. Moenie 'n dwaas reghelp nie. Jy goeie raad behandel hy met minagting. Rather point them to Christ. En journey saam met hulle to see Christ. Ek wil afsluit. Paulus kan lank hieroor praat, maar ek gaan net vers 12 lees. Julle kan in die eie tyd vers 13 ook gaan lees. Maar Paulus skryf in Korintiërs, hy sê, dit is nie my taak om oor die buitestanders te oordeel nie. Maar dit is tog sekerlik julle verantwoordelikheid om te oordeel oor die binne die gemeente, wat hulle op hierdie manier skuldig maak. Nou in die konteks van hierdie, ek gaan nou nie hele gesprek hieroor betrokke in raak nie. Maar in die konteks van hierdie is daar klomp mense in Korintiërs wat sê hulle is broers en susters, wat deel is van die kerk, wat in continuous, permanente sonde verval is. En Paulus noem dit op die naam, daar seksuele wangedrag, daar so is slander, daar so is kwaadpraterigheid, ek kan eers my alles onthou nie, daar's klomp van hierdie dinge, en hulle kies om aan te hou daarmee. En Paulus op die ouend sê, weet jy, moenie die wêreld beoordeel nie, die Here gaan hulle beoordeel. Moenie worry oor hulle nie. Ons het mekaar wel accountable hou. Maar, net in hoofstuk 6, dan sê Paulus weer, hierdie is goed wat klomp van julle gedoen het. Met ander woorde, as dit in die verlede is, dan is daar nie meer die reg vir ons om mekaar te oordeel nie. En indien daar broers is wat in sonde leef, dan het ons die, soos wat ons nou net menigste skrifte gehad het, om in nederigheid, onder leiding van die Heilige Gees, mekaar accountable te hou. Amen. Hoe weerhou ons osself van om harshly en sonder skynheilige oordeel in hierdie wêreld om te gaan? Die eerste stap, nederige introspeksie. Dit begin by my, die Heilige Gees, wys my. Wys my, kom werk aan my. Haal hierdie balk uit my eie oog. En as die balk uit jou eie oog is, sal jy beter in elk geval kan sien om 'n splinter uit jou vriend, of jou broer, of jou suster se oog te haal. En ons doen dit om te werk na restaurasie in mekaar se lewens. En dan moet ons in absolute wysheid optree teenoor 'n wêreld wat die Here nog nie ken nie. Dat ons nie skade doen en mense rooi kaarte uitdeel wat nie eens 'n klou het wat die rooi kaart beteken nie. Maar dat ons saam met hulle kan stap, dat hulle die Here kan ontmoet, dat hulle natuur kan verander. Here, dankie. Here, al is hierdie seker eenvoudig, Here, is dit baie keer so moeilik in ons samelewing om nie judgment uit te spreek teenoor mekaar of mekaar af te breek nie. Maar Here, my gebed vir ons gemeente is, Here, dat ons as u kinders mekaar nie sal afbreek nie, maar dat ons mekaar in liefde sal opbou. Dat ons mekaar in liefde sal aanhou opbou en oprig
in wie U ons gemaak het om te wees. Here, gee vir ons die gesindheid om eers net stil te raak en toe te laat dat U in ons harte werk. Heilige Gees, kom werk nou in ons harte. Here, kom wys vir ons in ons lewens, wat is die dinge wat U wil uitsorteer in ons lewens. Here, kom wys vir ons die balke in ons eie oë. En gee vir ons die genade om ook in nederigheid onder leiding van die Gees die splinter te kan uithaal in ander se oë. En gee vir ons wysheid, Here, om op te tree in 'n wêreld wat nie eens besef hoe nodig hulle U het nie. Kom lei ons, Heilige Gees. Kom lei ons, Heilige Gees. Amen. Amen. Kon seker korter, maar dit kon ook langer.